die Eufraat rivier en die boek Openbaring, deel 102. Ek is professor Hans Redinghuis van die Eerste Gemeente van Jafashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana ook internasionaal. Sou jy belangstel in een van my boeke wat ek geskryf het, baie belangrik, die legkaart studiegids Bybels, dis 'n moed in elke huis. Dan kan jy ons kontak, of enige van die ander boeke, of die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotherham version, dan kan jy ons kontak. Ek gaan nou die telefoonnommer en die webtuiste nommer gee. Ons het ook die onderdompelingsdiens nou Saterdag, 22 Maart 2025. Moenie vergeet nie, as jy belangstel, daar is plek nog waar mense vra, kan ons kom. En weet jy wat, jy nie nodig om onderdompel te word nie. As jy in die omgewing is of naby is, kan jy net kom om te kom kyk en deel. Daar's 'n klomp van ons mense daar saam, van die Javiste, en ons kuier saam, en ons deel 'n bietjie brood, staan en met mekaar deel. So jy is baie welkom. Jy moet my kontak by die nommer wat ek nou sal gee. Dan gee ek vir die pinlocasie, education, of die kos noem dit in Engels, die pinlocation, die presisie plek, en daar's 'n klein stemboodskapie wat u nodig het, hoe jy aantrek en wat ook al vir u wat geonderdompel word. Kontak my by ons WhatsApp nommer 0722 367 124. Gaan my webtuiste nommer https://Jafashua.co.za. As die eerste keer is dat jy kyk na die reeks, jy is verskriklik welkom, gaan na deel 1, begin reg voor. Jy het 'n magdom inligting gemis. Baie belangrik dat jy inteken of subscribe, kennisgewings kry van al die verskillende lesings waarmee ek besig is, Engelse lesings, ook Afrikaans en Engelse TikTok boodskappe, deel dit met al die ander mense. Ons is besig met die boek Openbaring, hoofstuk 19, en ons is by 27.13, die naam wat geskrywe is, ja. Terwyl ek vandag sit en voorbereiding doen, toe besef ek opnuut wat 'n voorreg het ek en u om die volle waarheid te ken. En dit is nie my waarheid nie, dit is woord, geopenbaarde woord. Wat 'n voorreg dat ons as Javiste in die waarheid kan wandel. Apostel Paulus kom en hy sê, ons ken ten dele, ons profeteer ten dele, maar eendag ons ten volle ken. Daar is baie min van dit wat ons nie weet nie. Jaffa op die stadium het vir ons soveel van dit oopgemaak. Dat as daar ander goed in Openbaring is wat nog moet gebeur, sal ek regtig verbaas wees as ek dit gemis het. Kom ons kyk vers 16, Openbaring 19 vers 16. Hy sê, en hy, dis Jafashua, dra 'n kleed. Nou, wat ek doen, ek lees die skrifgedeelte, en dan verduidelik ek kom. En hy, dis Jafashua, dra op sy kleed en op sy heup, die naam wat geskrywe is, die koning van die konings, en die meester van alle meesters, in die 33 sê hy, die Here van die Heres. Here beteken Baal. Hosea 2 vers 15 en 16. Nadat ons nou hierdie versverwysing gelees het, is ek verseker dat u self hierdie beeldspraak kan verklaar. Die engel van Jaffa begin deur te sê, en hy, dis Jafashua, dra op sy kleed en op sy heup die naam, wat geskrywe is, die koning van die konings en die meester van alle meesters. Wat het die Romeinse soldate in die tyd van Jafashua op hulle heupe gedra? Wat hy gedra? 'n swaard. Dit was die belangrikste oorlogtoerusting en 'n spies, 'n pyl en boog en 'n spies. Maar die ding wat hulle altyd saam met hulle gedra het, was 'n swaard. Hy kon hom uittrek en hy kon hom verdedig. En wat het die swaard gedoen? Dit het dood veroorsaak. Nou sê hy dat, luister wat hy sê in die skrif, hy sê, en hy dra op sy kleed en op sy heup die naam. So wat doen Jafashua?
Jafashua dra nie op sy heup 'n swaard nie, wat dood bring nie. Hy dra sy naam. Maar die naam bo alle ander name. Ek is so bly ons verstaan en ons ken die geopenbaarde name, dat ons nie nog soekend is nie. Naamlik die koning van die konings en die meester van alle meesters. Hierdie vers verwysing verklaar nie sy naam nie, maar verwys na sy bonatuurlike of goddelike posisie in die hemel. Die engel sê vir Miriam, jy moet hom Jafashua noem. Immanuel, as dit vertaal word, Jaffa ons Elohim met ons. As ons die 33 sou lees, sê hy gedeed, jy moet hom Jesus noem. Hy kon nie gesê Jesus nie, want die naam Jesus is eers in die 16de eeu geskep. Immanuel, as dit vertaal word, God met ons. Die woord Jaffa verklaar dat geen ander naam is gegee waardeur ons gered kan word nie, behalwe wat 'n naam? Die naam Jafashua. Daarom sê Galasië 3:26-29, ons wie in Jafashua geonderdompel is, het ons met Jafashua bekleed. Dis hoekom dit so belangrik is vir hierdie mense nou Saterdag wat kom, 22ste Maart, om geonderdompel te word, nie in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees nie, of een keer Vader, Seun en Heilige Gees nie. Vader is 'n naam nie, is 'n titel. Seun is nie 'n naam nie, is 'n titel. Heilige Gees is nie 'n naam, is 'n titel. Almal wat gedoop is in naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, julle is in titels gedoop. Maar Galasië 3:26-29 sê, ons wie in Jafashua se naam gedoop is, het ons met Jafashua bekleed. Ons het die bruilofskleed aangetrek. Die naam bo elke ander naam. Hy sê, terwyl Jafashua as die lam van Jaffa die aarde bewandel het, was hierdie naam die oorsprong van die ewige lewe. Vandag 2025 is hierdie naam van Jafashua steeds die enigste naam waardeur ons die ewige lewe as bruid deelagtig kan word. Hoor wat ek nou sê. Vandag in 2025 is die naam Jafashua die enigste naam waardeur ons as bruid in die bruilofsmaal kan ingaan. Ek wil sê in die bruilofsmaal nie, maar in die bruilofskamer. Die ander wat net gedoop was in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van hulle sonde, en die wat nie eers gedoop was nie, maar wat tot by die paradys gekom het, die derde hemel, wat die ou aan die kruis het dit gemaak, wat langs Jafashua gehang het tot in die derde hemel. Maar hulle word nie bruid nie, hulle gaan gaste wees. Hulle gaan gaste wees. Ek sê altyd, hulle gaan rooi koeldrank drink en troukoek eet. Maar die bruid en die bruidegom gaan in die bruilofskamer in. Dis waar jy wil wees. Wanneer hy nou volgens Openbaring 19 vers 11 op die wit perd verskyn, wie is dit? Jafashua. Is hierdie selfde naam nou die naam van veroordeling en van verdood vir hulle wie hom as verlosser, saligmaker en redder nie aanvaar het nie. By die einde van die genade tydperk, Openbaring 3 vers 22, waar die bruid weggetruk is, wederkoms die parousia, 7 jaar en 105 dae later, groot verdrukking, nou verskyn dit Jafashua op die berg, die Olyfberg. En die Olyfberg skeer in twee, wanneer hy vir Israel kom, die 1/3 van Israel. Daar's nie een mens, daar's nie een ou godsdienstige mense wat gered kan word nie. Julle post-tribulation ouens, julle mis die bus. Nie een nie. Julle kerk het vir julle gelieg, want hulle het nie die skrif aangehaal nie. As dit so is dat hulle dit reg is, die kerke wat aan post-tribulation glo, hoekom het een van julle pastore of een van julle teoloë nog nie in al hierdie jare een man my probeer bel? 0722 367
1, 2, 4. Hy sê, prof, jy praat het klomp rubbish nie. Kom, ek gee jou die skrifte. Hoekom ons deur die groot verdrukking moet gaan. Daar is nie een skrif wat sê, jy moet deur die groot verdrukking gaan nie. Want as dit so is, dan beteken dit, toe Jafashua aan die kruis gehang het, het hy nie al die werk volbring nie. My Bybel sê, die werk is volbring. Totale verlossing is bewerkstellig aan die kruis. Ek kry nie verlossing deur die groot verdrukking te gaan nie, en te maak asof Jafashua nie alles volbring het nie. Jy sien, mense glo goed en doen goed omdat die kerke dit sê. Die ouens gaan nie en hulle ondersoek die woord self nie. Hulle ondersoek die skrif self nie. Wanneer hy nou in Openbaring 19 vers 11 op die witpers verskyn, is hierdie selfde naam nou die naam van veroordeling en van die dood vir hulle wie hom as verlosser en redder en saligmaker nie wou aanneem nie. Net daarna, na die wederkoms, Openbaring 3:22, het 'n klompie ouens se koppe afgesny, hulle het onder die altaar gaan wag, onder die troon van Jaffa, en hulle het al reeds op die troon gaan sit, hulle het reeds in Openbaring 20 vers 4, vir 1000 jaar in die hemel saam met Jafashua regeer. Luister wat ek sê, in die hemel, nie op die aarde nie. Ons kom by dit, daai gedeelte kom ons, en dan gaan ons baie duidelik sien waar die duiwel vasgemaak word. Openbaring 20 vers 2, vir 'n kort tydjie, 105 dae, gaan dit vir jou verduidelik. Kom ons kom terug. Hy sê die voëls word geroep vir die maaltyd van Jaffa. Ja, vers 17. En ek as Johannes het een engel van Jaffa sien staan in die son, en hy het met 'n groot stem geroep, en vir al die voëls gesê, wat in die middel van die lug vlieg, kom hierheen, en versaam julle vir die maaltyd van groote Jaffa, ons Elohim. Terwyl Jafashua hier op die witpers sit, gereed om met die swaard in sy mond, nie 'n swaard in sy hand nie, want as hy die swaard in sy hand gehad het, dan beteken, hy het nie sy werk klaar gemaak aan Golgotha hier, aan die kruis op Golgotha hemel nie. Gereed met die swaard in sy mond, om 'n geregtigheid oorlog te voer. Die Bybel sê, en hy voer in geregtigheid oorlog. Hy het nie 'n swaard in sy hand nodig nie. Hy het dit klaar op die kruis van Golgotha, het hy elke oorlog gewen. Hy kom die oordeele uitspreek oor Israel, die 2/3 wat gaan agterbly, en natuurlik die antichristiese mense. Hy sê, hy is gereed met die swaard in sy mond om in geregtigheid oorlog te voer, om die slag van Armageddon aan te kondig. Terselfdertyd is hy gereed om sy oordeele op die aarde oor hierdie antichristiese mensdom uit te spreek. Nou verskyn daar 'n ander engel van Jaffa in die hemel, en hy het in die son gaan staan. Hierdie engel van Jaffa wat in die son gaan staan het, roep uit met 'n groot stem na die voëls wie vleis eet, wie in die middel van die lug vlieg. Kom almal hierheen en versamel julle vir dit wat nou gereed is om te gebeur, naamlik die maaltyd of die wraak van die groote Jaffa, ons Elohim. Halleluja. Dis Jaffa se wraak wat hy vir Jafashua gegee het. Die engel roep uit, kom hierheen, kom versamel julle. Hoekom? Want triljoene mense gaan sterf. Die ongoddelikes wat agtergebly het, gaan sterf. Die wat dit deur die sfere dit nie gemaak het. Die wat deur die water wat in bloed geword het, verander het. Die is daarso. Die wat, toe die meteoriet op die aarde geval het, wat dit gemaak het, dis vir hulle. Die wat dit gemaak het, toe die haal van 50 kilogram stukke op die aarde geval het, hulle het gemaak, 1 talent groot. Nou is hulle gereed, daai klompie wat oorgebly, om die totale wraak van Jaffa te ervaar. Die woord sê, naamlik die maaltyd of die wraak. Sien, dis hoekom ons die beeldspraak moet kan verstaan. Nou het ons gedink die maaltyd, nou is hier 'n tafel wat gedek word en die ouens kom hier sit. Die maaltyd of die wraak van Jaffa almagtig, ons groote Elohim. Vers 18. Hulle sê in vers 18 sê die engel vir hierdie
vleisvretende voëls, dat julle kan kom eet die vlees van konings. Luister nou hierso. Die vlees van die owersters oor 1000 en die vlees van die sterkes en die vlees van die perde en van die wat daarop sit en die vlees van almal, vrymense sowel as slawe. Dit beteken nie geredde en ongereddes nie. Vrymense beteken mense wat nie slawe is nie. En die ander wat slawe is, klein en groot. En dit beteken nie klein en groot nie. Dit beteken klein en groot, klein en groot. Hierdie versgedeelte is direkte beeldspraak met betrekking tot die slag van Armageddon, wat gereed is om plaas te vind volgens die boek Openbaring. Hy sê al die vleisvretende voëls gaan genoeg dooie liggame en dooie diere hê om op te teer. Hoekom? Na die slag van Armageddon. Daar gaan karkasse wees, te veel vir hierdie voëls om te vreet. Daar word na hierdie slagting verwys as die maaltyd van Jahwe, die groote Elohim. Die 33 sê die maaltyd van die groote God. Die maaltyd van Jahwe, ons groote Elohim. Die maaltyd wat hy vir wie berei het? Vir die voëls. Die dier en die koning van die aarde, vers 19. Hy sê en ek, Johannes, het die dier en die konings van die aarde en hulle leers versamel gesien. Nou moet ons kyk wat sê hy hierso. En ek, Johannes, het die dier en die konings van die aarde en hulle leers versamel gesien om oorlog te voer teen hom. Dis Jahwe, wat op die wit perd sit en teen sy leers. Wie sy leers? Naamlik die bruid van Jahwe, wie ook op wit perde sit. Weet jy wat? Ons het nie saamgekom te kom oorlog maak nie. Openbaring 19, daar waar hy sê in vers 11, dat ons kom saam met Jahwe af. Ons kom nie te kom oorlog maak nie. Ons is op wit perde, ons het fyn bruin klere aan. Ons het nog 'n bruilofskleed aan en ons kom kyk wat gaan nou hier gebeur. Wanneer 1/3 van Israel gered gaan word en Jahwe die oordeele gaan uitspreek, Jahwe die oordeele gaan uitspreek oor 2/3 van Israel en die ongoddelike mense wat gemerk is met die microchip, mikroskyfie op die regterhand en voorkop, waar sonder hulle nie kon survive het nie, hulle kon nie bestaan nie, hulle kon nie oorleef het nie, vir 7 jaar en 105 dae. Nou julle post-tribulation ouens, wat nou dink, hier waar Jahwe kom, Openbaring 19 vers 11 op die wit perd, nou kom hy vir julle. Nou kom hy vir julle. Hoekom sal hy 'n swaard in sy mond hê, as hy vir julle kom? Dit klink mos nie so lekker nie. Die bruidegom kom ons nie met 'n swaard in sy mond vir sy bruid dan nie. Want nou dink julle word weggeraap, geharpacho. 1/3 van Israel. Sê vir my net julle ouers wat glo aan die post-tribulation, hoe het jy dit gemaak tot daartoe? Hoe het jy dit gemaak? Ons gaan in die woestyn lewe. God gaan vir ons in Petra sorg. Dit is niks met julle te doen nie. Niks nie. Dis die 1/3 van Israel wat hy gaan oppas daar. Wat hom aanvaar wanneer Openbaring 12 die dier met die 7 koppe en 10 horings, die antichrist en sy sisteme agter hulle aankom om hulle te verteer, water agter hulle uitstoot. Water is mense, volkere, nasies en tale. Dan gee Jahwe vir hulle 2 vlerke soos 'n arend, groot vlerke, waar hulle opgeruk word tot by die troon van Jahwe in die hemele in. Hierso sien ons hom sit. Hy sê, die woord sê, en ek Johannes het die dier en die konings van die aarde met hulle leers versamel gesien, om oorlog te voer teen hom, dis Jahwe wat op sy wit perd sit, en teen die leer, naamlik die bruid van Jahwe, wie ook op wit perde sit. Hulle kan nie teen ons oorlog voer nie. Ons as bruid wie op wit perde is, die wit perde is net die simboliek van die konings. Ons is koningsseuns en priesters, sê die woord van Jahwe, ons almagtige. En ons is net daar as toeskouers om te kyk wat Jahwe gaan doen daar. Hy gaan eers in sy voet op die olyfberg sit. Ekskuus, laat die olyfberg in 2 kan skeer. Laat hy in 2 kan skeer. Hoekom? Sodat die dal van Armageddon sigbaar kan word. Dal van Armageddon vandag is nie sigbaar nie. En hierdie spesifieke versgedeelte is hierdie verskeie identiteite wat ons waarneem. En daarom moet ons elkeen afsonderlik behandel. Dit is uiters noodsaaklik dat u dit self sou besef,
Dis uiters noodsaaklik dat u self sal beset dat volgens die boek Daniël Openbaring word daar na die dier verwys. Die dier. Wat in werklikheid verskillende betekenisse het. Eerstens sal u in die volgende gedeelte ervaar dat Openbaring verwys na die dier. Dan is dit die Rooms-Katolieke Paus. En weer later na die dier. Dan is dit die een wêreld godsdienstorganisasie. Die wêreldorganisasie. Wie die aarde gaan beheer tydens die groot verdrukking. Dan word daar na die draak, wat weer 'n dier is. Die slang of die Satan verwys volgens Openbaring 20 vers 1. So ons het nou so 3-4 diere hierso. En wanneer sit ek wie waar, wanneer hy na die dier verwys? En dis waar ons nog altyd opgeslip het. Die protestante, die kerke, het vir ons nie gesê wat 'n dier is, wat 'n dier en wat 'n dier kom waar nie. Inteendeel, hulle het vir ons niks oor Openbaring geleer nie, want hulle het niks geweet nie. Dus nou saak dit, wanneer daar na die dier verwys, dat u presies sal weet, watter een van die drie diere verwysings is, beeldspraak verwys word. Anders sal ons die verkeerdelike interpretasie aan die skrif gegee word. Ons moet die regte dier op die regte plek sit. Goed, kom ons verduidelik. Eerstens sien Johannes die dier, wat hy see gekom het volgens Openbaring 13 vers 1. Hy praat in Openbaring in Openbaring 13 praat hy van vers 1 praat van die dier wat uit die see uitkom. Openbaring 17 vers 1 het hy van die Babyloniese hoermoeder gepraat wat op die water sit. Die dier met die 7 koppe en 10 horings wat die aarde regeer het. En dan sien ons dat die waters, Openbaring 17 vers 15, mense, volkere, nasies en tale. Nou gaan ons terug na Openbaring 13 vers 1. Die dier wat uit die see uitkom. Die see is wat? Dis mense, volke, nasies en tale. Hy sê so, eers sien Johannes die dier wat uit die see gekom het volgens Openbaring 13 vers 1, naamlik die Rooms-Katolieke Paus regering, beter bekend as die vrou of die Babyloniese hoermoeder, wie op die dier met 7 koppe en 10 horings sit volgens Openbaring 17 vers 1. Ja, as jy net daai stukkie vat, het jy 'n studie wat jy vir die volgende 3 ure kan doen, 3 dae kan doen. Nou sien Johannes al die konings, of eerder die wêreldpresidente, naamlik die dier met die 7 koppe en 10 horings, wie deel uitmaak van die nuwe wêreldregering, naamlik die Antichrist dier. Wie is aan beheer van die Antichrist dier? Rooms-Katolieke Paus. Hulle almal vergader saam in die dal van Armageddon, om oorlog te voer teen die volk van Israel. Waarvoor kom hulle by mekaar? Om oorlog te voer teen die volk van Israel. Dit is presies net hier waar die oorgrote meerderheid van die Christelike kerkewêreld reeds vir die eeue gefouteer het, deur te beweer dat dit Jesus Christus is, wie aan hierdie slag van Armageddon gaan deelneem. Hoe kan Yahshua, hulle praat van Jesus Christus, hoe kan Jesus Christus aan die slag van Armageddon deelneem? En daar is vandag nog kerke wat glo, dat Jesus gaan kom op die wit perd om deel te hê aan die slag van Armageddon. He's coming on a white horse to make war. Hulle het ons daai songs gesing. Né? Wat moet hy aan die slag van Armageddon deelneem? Terwyl as ek net vinnig sit en ek dink net, dat Openbaring 20 vers 8 sê, dat by die slag van Armageddon spreek Jahwe net 'n woord uit die hemel uit, en dan val vuur en verteer al die mense. Ek hoor nie? Ja, wat sal Yahshua met 'n swaard kom veg? As Yahshua met 'n swaard kom veg, hoeveel kan hy met die swaard raak kap? Die wat voor hom is, en wat van al die ander triljoene, miljoene? Verstaan nie? Beeldspraak. Beeldspraak. Dis wanneer hy sy voet op die olyfberg kom sit. Dis wanneer die bruid saamkom. Openbaring 19 vers 11. En hy die swaard van geregtigheid in sy mond het. Kom ek gaan net hierdie weer lees. Net weer hierdie vir die lees. Dit is presies net hier waar die oorgrote meerderheid van die Christelike kerkewêreld reeds vir eeue gefouteer het deur te beweer dat Jesus Christus, ek sê soos wat hulle sê, aan die slag van Armageddon gaan deelneem. Weet jy hoe lank reeds
U weet langs reeds dat Jafashua en die bruid van Jafashua is geestelik en nie vleeslik en bloed nie. Ek wil weet, hoe maak antichristiese mense oorlog met 4 pile en met 4 pile teen geeste? Want die bruid is in gees. Die woord sê ons 1 Korinte 15. Ons is verander in 'n oomblik uit 'n verganklike en 'n verheerlikte liggaam hom tegemoet gegaan in die lig. Dis wat gebeur het wanneer die verbond gebreek is aan die einde van Openbaring 3:22. Dis waar die bruid in die hemel ingetrek is. 1 Korinte 15, ek dink van 27 daar tot 52 sê, ons is in 'n oomblik uit 'n vleeslike liggaam in 'n geestelike en 'n verheerlikte liggaam opgewek, en die grafte net hulle wat in Jafashua ontslaap het opgestaan, en ons is in verheerlikte liggame in die hemel. Nou kom ons steeds in 'n verheerlikte liggaam terug. Toe Jafashua saam met sy disippels stap, na hy die doderyk het gekom het, en hy vir hulle sê, die huis my vader is al baie wonings, nie so wat ek vir julle gesê het, maar ek gaan op julle plek voort, waar hy sê klaar is, kom ek julle haal, dat julle kan wees waar ek is. Hy is in die hemel in opgeneem, in 'n vleeslike hoedanigheid, of in 'n verheerlikte geestelike liggaam. 'n Geestelike verheerlikte liggaam. Wanneer hy op die wit perd kom hy in 'n geestelike hoedanigheid, of in 'n vleeslike hoedanigheid? As jy my wil sê, dis 'n vleeslike hoedanigheid, so moet die wit perd ook vleeslik wees. Sê vir my, hoeveel staljoggies het hulle wat die perde op stal hou? Want die perde moet mos nou gesond wees. So daar in die hemel is daar 'n plek waar, in een van die 7 hemele is daar 'n plek waar die stalle is, waar die perde gehou word, en daar staljoggies en die ouens wat skoonmaak. Waar kry hulle voer vir die perde? Het hulle veearts wat die perde inspuit en so? Ek wil net hê jy moet sien die stoepigheid rondom dit, die mentaliteit rondom dit. Die wit perde is die simboliek vir die koningskap. Jafashua, die koning van alle konings. Ons het ons vroeër vanaand gelees, in 33, en hy het 'n naam, op sy heup, die koning van die konings, en die Here van die Heres, die meester van alle meesters. Hoe kan hy dan in 'n menslike liggaam wees, om te kom oorlog maak? Want die antichristiese ouens moet hom ten minste kan sien. Hulle het nie 'n kans as hy geestelik is nie, wat hy is. Maar jy sien, dis omdat die post-tribulation ouens die goed so verwimpel het, om uit te kom by 'n godsdienstige leuen, wat voorgesit is as die waarheid. En dis ook wat weer wil sê, dit is so belangrik om met die Leggaar Studiegids Bybels, die Nuwe Testamentiese Leggaar Studiegids Bybels wat ek vertaal het, waarmee ek besig is, dat jy dit moet kry. Daar's 2 reeds beskikbaar. Die inligting daarin is above average, as ek dit so kan sê. Nou kom ek terug en ek wil vra, die wit perde waarop ons as bruid saamkom, is dit wit perde met hare en maanhare? Nee, dit is nie. Dis die simboliek dat ons ook konings, seers en priesters van Jahwe is, wat ons nou alreeds op die aarde is. En ons kom saam met hom as konings, priesters en seuns. En die simboliek is wit perde. Sê vir my, die kerk het gemaak asof die bruid wat klaar weggeraap is, nou kom oorlog maak, terwille van die ouens wat dit nie gemaak het nie. Sorry, julle die bloed van Jafashua vandag, as julle dit verwerp, en julle maak dit nie by die wederkoms van Jafashua nie, gaan jy lewe moet koop met jou eie bloed, anders gaan jy dit nie maak nie. Jy gaan deur die groot verdrukking gaan, jy gaan die merk onmiddellik moet vat, want hulle vries jou rekening, hulle vries alles. Jy sal niks hê om jy voor te lewe nie, behalwe die merk op die regterhand te voorkop, wat jou vrye toegang tot alles gaan gee. Ethiopië op aarde, paradys op aarde, dis vir die ouens gaan dit so wees. Maar julle gaan 'n verskriklike moeilike tyd hê, wanneer Jahwe die skale en die wee oopmaak op die mense op die aarde. Jy wil nie op die aarde wees nie, glo my. Jy wil nie wees, dit gaan nie Ethiopië wees nie, dit gaan hel op aarde wees.
En vanaand vir julle ouens wat dink julle gaan dit ontmaak tot by Openbaring 19 vers 11. Weet jy hoe jy dit gemaak nie? As jy dit nie eens in die genade tydperk kan maak nie, hoe gaan jy dit in daai tyd maak nie? Die Bybel sê daar gaan 'n tyd kom wanneer mense die dood gaan soek, hulle gaan die dood nie vind nie, die dood gaan wegvlug van hulle af. En julle wil deur die groot verdrukking gaan? Dit is baie makliker om hom vandag aan te neem vir Yahshua, as jou persoonlike verlosser, saligmaker en redder, as om te wag vir 'n post-tribulation en dan jou eie godsaligheid probeer uitwerk. Jy sukkel dan nou om dit te doen. Hoe gaan jy nie sukkel daarvoor nie? Waar daar nie genade is nie. Ons lewe vandag in die genade tydperk. Kom ons gebruik dit. Kom ons maak gebruik daarvan. Hoe sê die woord? Hy sê, nou is die wel aangename tyd. Wanneer julle my stem hoor, verhard nie julle harte nie, sê harte nie, sielsdimensies. Verhard nie julle sielsdimensies nie. Neem hom aan. Kom tot bekering, word geonderdompel in die naam van Yahshua, tot vergifnis van julle sonde. En dan lewe julle in heiligmaking die res van julle lewe. Want dit is die geheim. Dis nie net om geonderdompel te word nie. Die proses is om in heiligmaking te lewe die res van julle lewe. Jy weet langer reeds dat Yahshua en die bruid van Yahshua is geestelik en nie vleeslike bloed nie. Ek wil weet, hoe maak die antichristiese mensdom oorlog met 4 vegvliegtuie en 4 pile teen geeste? Maak dit vir jy sin? Dit is net nie moontlik nie. Nou, ons het 'n hele klomp inligting gedek tot op hierdie stadium. Die tyd is ons gevang. Vat die Bybel en gaan doen jou eie studie verder. En sien hoe die protestante kerke vir ons gelieg. Ek is so bly. Ek is nie 'n protestant nie. Ek sê Jahvis. Volbloed Jahvis. Ek wil die geleentheid gebruik en sê as daar nog iemand is wat belangstel om onderdom wat bekeerd is, wat hier bekeer het, want om te bekeer, om sonder bekering daaraan te kom, help jou niks nie. Ek vat 'n droë sondaar en ek maak hom 'n nat sondaar. Jy moet ten minste bekeerd wees. Ons kyk uit om jy te sien Saterdag as jy van die Sondagspaar, 22ste Maart, 1:15 moet jy daar wees. Tot Yahshua kom, Maranatha. Yahshua kom weer. Halleluja.